Of dit nou 'n kamer, 'n motorhuis, 'n skuur of 'n Wendy-huis is, meeste mens soek 'n hoekie in die huis waar hulle skoene kan uitskop. 'n Plekkie waar aandenkings en herinneringe uit die verlede rustig kan stof vergaar, pleks daarvan om weggegooi te word. Maar is die man cave, of mangrot, die laaste bastion vir manlikheid in die huis? Ons het by die bekende musikant Valiant Swart in Stellenbosch gaan kuier, om uit te vind wat sy mangrot vir hom beteken, en hoekom hy dink man steeds na 'n eie hoekie hinker. Elke ou in sy hart, elke man, mis iets soos sy bomehuis toe hy klein was, sy den, die bende se den, of sy kamer in sy studentekommune, jy weet, of sy bachelor's pad, toe hy nou, want jy het mos maar jou goeders en jou dinge, jy het jou staf, wat jy nou, in jou goed vir jou nice en mooi en lekker is om jou te hê en wat ook al, is nie noodwendig vir die res van jou gesin lekker om by hulle, jy weet, jy wil nou, gaan nou nie, ek kan nie met Jimi Hendrix posters in die sitkamer hang nie, so, maar is nog steeds vir my nice. So, 'n man cave is vir my half so 'n tipe plek, en dit is ook hierdie eksklusiewe plek waar is net die manne, hier kyk ons porn nie, dit is nie dit nie, dit is net spot waar jy, dis amper, ek het vir gesê, dis amper iets tussen 'n boomhuis en 'n trofeekamer. Wat oor die algemeen hier maar aan die gang is, hier word musiek geluister, movies gekyk, sport gekyk, TV is gewoonlik aan of op sport of op my ander gunsteling kanaal is TCM, die classic movies. Hier bring ons baie tyd deur, by hierdie draaitafel. En dan kan ek al my ou favorites soos Stones, The Some Girls luister. Dit het uitgekom in 1978. Toen was ek in standaard 5. Dus ek nie veronderstel om te weet van die tipe shit nie. Okay. En ek kan sê wat jy wil, maar daar is niks verkeerd met 'n bietjie disco beat nie. Four on the floor boogaloo. Oh yeah. Yes. As jy 'n brand moet uitbreek, wat is die eerste ding wat jy in hierdie kamer sou gryp? Dis 'n goeie vraag. Ek dink ek weet wat, nee. Okay, wel, kyk, gitare is maklik. Hulle gaan obviously. Eerste. Ja, die Strats sal ek definitief gryp en die gitaar. En daar agter op daai rak is daar so 'n oud boksie met 'n baie spesiale trofee in. Grond van Robert Johnson se graf, nee. Ek is bang om die prop uit te trek. Hierdie bourbon bottle, daar in die begrafplaas gelê. Yes, hierdie het ek al baie lank. Way back in die 80's het ek om raak geloop een keer op 'n vloeimark, Tarantula van Bob Dylan. Hy het dit gepubliseer as 'n novel, maar jy moet op ernstige drugs wees om hierdie boek te verstaan. Dit is verskriklik. Die mekaar. Rambling. Ja, ag, 'n klomp sulke goeders hier. Kramer. Sien so. En dan sien jy ander ook, een van my groot favorites. Sy boeke is ook hier. En die blikgitaar. Hy werk actually regtig. Volume and tone. Pick-up switches. Plug hom in, ja. Kom eens tune hom nog. Ek sal hom 'n slag weer 'n bietjie moet vasdraai. Dis bly goed gemaak hierdie. Ek is baie nostalgiese, sentimentele tipe ou. Ek het boksies vol goedertjies en staf, goed wat ek hou, jy weet, vir my nice is. Ek moet baie keer, want Lanel wil graag uitgooi, die klatter, jy weet. En hier kan ek nou my klatter hou, dus elke ding het 'n storieetjie, maar hierdie ding het ek daai dag daar opgetel toe dit gebeur het, en toe ek hierdie ou ontmoet het, en wat ook al. Dis mos nou net lekker om so, dis 'n fun plek, man, dis nie 'n man cave waar jy nie van vrouens hou, inteendeel.